Goeiedag. Baie welkom by vandag se klankoordenking in ons reeks oor die lewe van ons Here Jesus hier op aarde. Ons gaan vandag dan afsluit met hierdie reeks. Ek gaan vir ons oorsig gee oor wat ons gedoen het en dan eindig ons dan met die hemelvaart van ons Here Jesus. Hierdie klankoordenking mag dalk bietjie langer wees as die gewone. Waar het ons begin? Ons het begin met die vraag: wie is ons Here Jesus Christus? En ons het in ons belydenisskrifte gesê, hy is van ewigheid tot ewigheid God, deel van die goddelike drie-eenheid. Maar tog het ons Here, ook soos wat hy bepaal het, hom laat mens word op 'n bepaalde tyd. Ons het begin met die Ou Testament, heenwysings na ons Here Jesus. Ons het stilgestaan by die moederbelofte. Ons het stilgestaan by offerdiens wat heenwys na hom, na die profesieë, na psalms. Trouwens, die hele Ou Testament is een groot uitroep na kom Here Jesus, kom. Daarna het ons stilgestaan by die en by 400 jaar tussen die Ou en die Nuwe Testament en ons het gesê dit was 'n baie onstuimige tyd en tog was dit ook 'n nodige tyd gewees want dit was die tydperk wat ons Here voorberei het vir die koms van ons Here Jesus. Ons het genoem daar was talle wêreldmagte en uiteindelik het die laaste ene dan die Romeinse Ryk en dit was die agtergrond waarteen ons Here Jesus gebore sou word. Herodes die Grote was die koning, baie wreed, maar in dieselfde asem ook 'n boumeester wat die infrastruktuur reggemaak het en gereed gemaak het sodat die lewe van ons Here Jesus hier op aarde dan ook van so 'n aard was dat die evangelie van Jerusalem af, soos wat God bepaal het, baie vinnig oor die hele wêreld kon versprei. Daarna het ons stilgestaan by die aankondiging van die koms van Johannes die Doper. En saam met dit dan Johannes die Doper wat ook getuig het van ons Here Jesus. Ons het stilgestaan by die engele verskyning aan Johannes se ma en aan ons Here Jesus se ma. Daarna die geboorte van ons Here Jesus, Josef en Maria wat na Bethlehem toe gekom het, omdat Josef se stam uit die geslag van Dawid is en hy daarom ook na Bethlehem moes kom vir 'n volkstelling. En dan die geboorte van ons Here Jesus self. Eerste die engele wat dit aankondig, wat dit bekend maak aan die herders. Daarna die sterrekykers wat gekom het. Daarna het ons stilgestaan by die besnydenis en die wydingsseremonie van ons Here Jesus en ook die verskriklike boodskap aan Maria. 'n Swaard sal deur jou hart steek. Iets verskrikliks. Jy gaan nog ontsettende swaar pyn en seer hê, Maria. En dan die afgryslike daad van Herodes, die kindermoord en ons Here Jesus, Josef en Maria wat met hom na Egipte gevlug het. Na Herodes se afsterwe lees ons Here Jesus het in Nasaret groot geword. Sy pa Josef was 'n timmerman en hy het dit ook geleer en dan op 12 jaar die tempel gebeure waar ons Here Jesus by die tempel agtergebly het na die Paasfees. 'n Tydperk van en by 18 jaar het verbygeloop waarin ons dan niks verder van ons Here Jesus hoor nie en dan en by op die ouderdom van 30 jaar vind ons sy roeping. Ons Here Jesus wat gedoop is deur Johannes die Doper. Ons vind daarso hy is in die Jordaanrivier gedoop. Ons vind die stem van die Vader uit die hemel, die Heilige Gees in die gestalte van 'n duif op hom kom, die kosbare van die goddelike drie-eenheid daar rondom die dood en die roeping, die doop en die roeping van ons Here Jesus. Dit was sy amptelike roeping. Daarna het ons stilgestaan by die woestyn gebeur, ons Here Jesus wat die woestyn ingelei is om deur Satan versoek te word. En dan volg die openbare optrede van ons Here Jesus in die loop van en by 3 jaar. Ons het genoem dat dit in besonder dan gesentreer het rondom wonders en lering
En daar was verskeie wonders waarby ons stilgestaan het. Die eerste wonder van water en wyn. Ons het stilgestaan by natuurwonders, onder andere die storm op see, genesingswonders, baie genesings wat ons Here gedoen het. Die versorgingswonders, vis en brood, die opwekkingswonders, Lazarus, die dogtertjie van Jairus en al hierdie wonders het ons genoem, het geweldige groot skares gelok wat ons Here Jesus gevolg het. En dan het hy hulle geleer. Ons het genoem van die bergpredikasie, van kerklike lering, van die koninkryk lering, van gelykenisse wat ons Here gebruik het en heel aan die einde die profetiese redes. Nader aan die einde van sy lewe het hy al meer en meer openlik bekend gemaak dat hy moet ly, hy moet sterf, maar dat hy ook verseker weer gaan opstaan. Hierdie is 'n baie kragtige tema. Hy moet ly ter wille van ons sondes, hy moet sterf as betaling, maar hy gaan ook weer opstaan as bewys dat hy betaal het en dat hy die dood oorwin het. En dit alles moes gebeur omdat hy gekom het om in ons plek vir ons sondes te betaal. In sy laaste week het die spanning daar in Jerusalem net ontsettend opgebou. Dit het begin met die intog in Jerusalem op 'n donkie en 'n skare opgesweep wat skree Hosanna vir die seun van Dawid, menende hier is ons verlosser, hier is die beloofde Messias. Hy is die een wat ons van die Romeinse ryk gaan verlos. En dan die reiniging van die tempel. Dit was natuurlik 'n geweldige konfrontasie met die Fariseërs en daar het hulle ook besluit om hom formeel dood te maak. Ons het in die laaste week in besonder gefokus op die instelling in die nagmaal, Judas wat hom sou verraai, Petrus wat hom sou verloon, sy disippels wat hom in die steek sou laat en dan baie besonder ons Here Jesus se laaste gebed en sy testament wat in sy gebed ingeweef is. Vader, ek wil dat waar ek is, menende in die hemel, hulle wat U my gegee het, saam met my sal wees. En dit vir ons vandag nog steeds 'n ontsettende troos. En dan het ons genoem, nadat hulle daardie laaste aand met die Paasfees, die groot Halleluja Psalm gesing het, Psalm 150, het hulle daar in die middernagtelike ure na Getsemane gegaan. Ons Here Jesus, ons het gelees van sy worsteling met sy Vader. Hy het letterlik bloed gesweet, 'n mediese toestand genoem hematidrose. Daarna het ons stilgestaan by Judas se daad van verraad, by sy gevangenneming. Sy verhoor het begin by Annas, by Kajafas, en toe die volksvernedering, en toe Pontius Pilatus, Herodes, en die laaste keer terug na Pilatus, wat uiteindelik openlik bely, hy vind geen skuld in hierdie man nie. En nadat Pilatus hom dan oorgelewer het aan die soldate, is ons Here Jesus gegeesel, gespot, geklap, gespoeg, geslaan, met stokke geslaan. Ons het genoem dat Simon van Sirene sy kruis vir hom gedra het, Johannes wat noem hy dit self gedra, en dat ons Here Jesus uiteindelik tussen twee misdadigers, die skuim van die aarde, gekruisig is. Een van daardie misdadigers het ons Here Jesus bly spot, die ander een het tot bekering gekom, hy is gered. Ons het stilgestaan by die 7 kruiswoorde, en dan ingryp tekens, die oomblik toe ons Here Jesus gesterf het, 'n geweldige aardbewing, die voorhangsel wat van bo na onder geskeur het, dooies wat uit grafte uit opgestaan het. Ons het stilgestaan by Josef van Arimatea en Nikodemus wat sy liggaam afgehaal het en voorberei het en 'n nuwe graf gelê het. Daarna natuurlik ook die vroue wat saam met hulle was. Daarna die krisisbestuur van die kant van die Romeine saam met die Joodse raad, die graf wat verseël is en deur 'n wag bewaak is en dan die opstanding die Sondagoggend, weer eens 'n gewellige aardbewing, die engele verskyning, die grafsteen wat weggerol is en ons Here Jesus wat nie meer daar was nie. Hy het reeds opgestaan
uit die dood. Hy het die dood oorwin, Satan oorwin, sonde oorwin. En ons het stilgestaan by die verskynings. Eerste Maria Magdalena en dan die ander vroue, onder andere Petrus, die Emmausgangers, die ander disippels, ook Thomas in die loop van 40 dae, baie ander verskynings by talle geleenthede. En dan lees ons op 'n keer toe hulle dan weer by mekaar was, het ons Here Jesus vir hulle gesê: Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees, Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. Lukas in sy evangelie noem nog, hy het seënende opgevaar, totdat hulle hom langer nie kon sien nie. En terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. En die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Ek het dit gelees hier uit Handelinge 1. En ons leef vandag nog met hierdie selfde sekerheid. Ons Here Jesus kom terug. Hy kom om alles nuut te kom maak. En daarom die laaste woorde in die boek Openbaring, die woord van ons Here, Maranatha, daardie uitroep. Ons Here Jesus kom, ons het 100% sekerheid daaroor, maar terselfdertyd ook 'n gebed. Kom Here Jesus, kom tog gou. Dit dan in kort die lewe van ons Here Jesus hier op aarde. Ek wil vir ons afsluit met die gebed uit Efesiërs 3, die gebed van Paulus aan daardie gemeente. En dit is ook ons gebed. En daarom kniel ons in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ons bid dat hy deur sy Gees, uit die rykdom van sy heerlikheid, aan ons die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon. Dat ons in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag ons in staat om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag ons sy liefde ken. Liefde wat ons verstand te bowe gaan. Mag ons heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Seën vir jou.